In die nuus vanaand, voormalige minister Dr. Malusi Gigaba beloof volle samewerking met vervolgingsowerhede gesag oor beweerde verkrygingsonreëlmatighede by Transnet. Amerikaanse minister van vervoer, Sean Duffy, bepleit heropening van regering met vlugte wat met 4% verminder is. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, het vanoggend by die nasionale vervolgingsgesag se kantore in Pretoria aangemeld waar hy moes klarigheid gee in 'n ondersoek. Gigaba het tussen 2010 en 2014 in die ampt gedien. Die voormalige minister se kantoor het op die sosiale media platform X gesê dat hy deur die nasionale vervolgingsgesag opdrag gegee is om vandag aan die hof te verskyn oor verkrygingsongeruimthede by Transnet. Dit sou vermoedelik verband gehou het met die verkryging van lokomotiewe by Transnet terwyl hy minister was. Gigaba het nie in die hof verskyn nie en is ook nie in hegtenis geneem nie. Nadat die verklaring op X verskyn het, is nuus oor Gigaba se verwagte inhegtenisneming wyd deur mediahuise en op sosiale media platforms versprei. Kort daarna is 'n nuwe verklaring op X uitgereik. Gigaba het in die verklaring gesê hy is gevra om met ondersoekers van die NVG se ondersoekdirektoraat teen korrupsie te ontmoet. Hy het gesê dit hou verband met die ontvangs van 'n onverdiende voordeel wat 'n skedule 1 oortreding is en nie met ongeruimthede by verkrygingsprosesse nie. Gigaba het voorts in die verklaring gesê dat die hele regsproses oor die kwessie nou hersien word. Hy het bygevoeg dat hy sy volle samewerking gee en vertroue in die land se regstelsel het. Gigaba is na sy termyn by openbare ondernemings aangewys as minister van Binnelandse Sake vir die termyn 2014 tot 2017. Die voormalige president, Jacob Zuma, het hom vlugtig daarna as minister van Finansies aangestel, maar hy is spoedig deur die ontslape Pravin Gordhan vervang. Gigaba is betrek by ongeruimthede in getuienis voor die Staatskapingskommissie. Hy is daarvan beskuldig dat hy as 'n fasiliteerder opgetree het in saketransaksies tussen die Guptas en die regering. Hy is tans 'n lid van die nasionale vergadering vir die ANC en is mede-voorsitter van die parlement se gesamentlike staande komitee oor verdediging. 'n Woordvoerder van die ondersoekdirektoraat, Henry Mamutame, sê hulle is wel in gesprek met Gigaba en dat die oud-minister met ondersoekers saamwerk. Madlanga-kommissie het opspraakwekkende getuienis aangehoor oor hoe die geskorste metropolisiehoof van Ekurhuleni glo gedreig is toe hy sy adjunk, Julius Mkhwanazi, gekonfronteer het oor sy beweerde bande met die omstrede sakeman Vusimuzi Kat Matlala. Volgens Jabulani Mapeyeye het die gewese stadsbestuurder, Dr. Imogen Mashazi, gedreig dat sy hom en 'n ander adjunkpolisiehoof, Rivo Spies, aan die taksibaas en vermeende sluipmoordenaar Mswazi Msibi gaan oorhandig. Dit was nadat Mapeyeye blykbaar aangedring het op tugstappe teen Mkhwanazi omdat hy glo blou ligte vir Matlala se privaat voertuie gemagtig het. Mapeyeye getuienis afgesluit oor die beweerde verrotting in die Ekurhuleni Metropolisie Departement onder die parallelle leierskap van Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi is as waarnemende metropolisiehoof aangestel nadat Mapeyeye geskort is na beweringe van seksuele teistering. Has been told that we are the ones who are pushing this case of discipline from IPID side that Julius must be prosecuted. And if I continue, my name and Commissioner Spies will be handed over to the hitmen. She mentioned a person called Mswati. Die kommissie het vroeër gehoor dat Mswazi, wat verlede jaar oorlede is, glo deel was van die sogenaamde Groot 5 misdaadkartel. Matlala, wat na bewering ook deel was van die kartel, se voertuie is blykbaar met blou ligte toegerus nadat dit deur Mkhwanazi goedgekeur is. Mapeyeye sê die beskerming wat Mkhwanazi geniet het van amptenare van die Ekurhuleni Metro het gelei tot wat hy beskryf het as die valse aanklagte van seksuele teistering teen hom waarna hy geskort is. Mapeyeye het verder getuig dat die gedrag van die polisiewaghond Oopot se ondersoekbeampte meneer Magagula en die ondersoek na Mkhwanazi 'n bron van kommer was.
Lula have had numerous meetings with Jay Mkhwanazi on sidelines at Boksburg EMPD precinct. Last meeting between them was on Friday, the 19th of January 2024. In sy getuienis het die afgetrede adjunk polisiehoof Revo Spes beklemtoon dat net lede van wetstoepassingsagentskappe geregtig is op blou ligte. Hy sê die onwettige gebruik daarvan is 'n gevaarlike misbruik van polisiemag en kan lei tot misdade soos ontvoerings en dwelmsmokkelary. Commissioner, if you approach the security officers and you have blue lights and sirens going, the security will, most of the time, they will open the gate because they will believe it's the South African Police Service that approached them. 'n Video is ook aan die kommissie gewys van 'n blou lig konvooi wat na bewering Cat Matlala na 'n beperkte lughawe landingsstrook vervoer. Spies sal maandag sy getuienis voortsit. Chaos dreig op die meeste van Amerika se grootste lughawens nadat honderde vlugte gekanselleer of vertraag is weens die voortgesette regeringssluiting wat nou amper 40 dae duur. Dit is die langste regeringssluiting in die Amerikaanse geskiedenis en bedreig alle departemente en dienste wat deur die regering befonds word, terwyl regeringsamptenare ook nie betaal kan word nie. Dit sluit lughawepersoneel en lugverkeerbeamptes in. Alle lugverkeeradministrasie het bevestig dat alle binnelandse vlugte van vandag af met 4% gesny word. Indien daar tot geen vergelyk kan kom om die sluiting op te hef nie, sal dit teen die einde van volgende week tot 10% toeneem. Die stap raak die 40ste besigste lughawens in die VSA en kan tot 4000 vlugte per dag beïnvloed. Amerika se minister van vervoer, Sean Duffy, het ontken dat die besluit om die vlugte te kanselleer polities gemotiveerd is. Hy sê dit was 'n proaktiewe veiligheidsbesluit en het 'n dringende beroep op die demokrate gedoen om bes te gee sodat die vlugte en die land weer na normaal kan terugkeer. I've had some complaints from Democrats. They've said, well, we want to see the data, and why are you looking at data? And this is political. This has not been political. We have worked overtime to make sure that we minimize the impact on the American people. We're trying to help the American people, and when I start to get attacked by Democrats, that also gets frustrating because there's a very easy solution to the problem that they put directly on my lap, which is open the damn government. Die demokrate dring aan op toegewings vir gesondheidsbefondsing, terwyl die republikeine sê hulle sal eers daaroor onderhandel nadat die regering heropen is. Die republikeine het reeds die befondsingswetgewing goedgekeur, maar hoewel die partye 'n meerderheid in die Senaat het, kon hy nie daarin slaag om die vereiste 60 stemme te kry om dit deur te voer nie. President Donald Trump het intussen gevra dat die 60 stemmereël geskraap moet word en dat slegs 'n meerderheidsstem nodig is om die befondsingswetgewing goed te keur. It's time for Republicans to do what they have to do, and that's terminate the filibuster. It's the only way you can do it. And if you don't terminate the filibuster, you'll be in bad shape. Countless public servants are now not being paid, and the air traffic control system is under increasing strain. We must get the government back open soon. Reisigers wat geraak word, het die hoop uitgespreek dat 'n oplossing gou bereik kan word. Like the traffic controllers having to work without pay all this time, I think is just unreal. It shouldn't be, you know. And that 10%, that's going to affect people like in my industry, because I do travel a fair amount. And hopefully they can come to some agreement within this next month. Dit is die 15de regeringssluiting oor die befondsing van regeringsdepartemente sedert 1981. Die keer is daar egter nog nie 'n einde in sig nie, aangesien dit nie lyk asof enige van die twee partye die lus het om tot 'n vergelyk te kom nie. Nuus oor die G20 lande en 'n weerwaarskuwing vir môre net hierna, bly by ons. Die gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Welkom terug. Die tweede en laaste dag van die G20 gesondheidsministers vergadering in Polokwane en Limpopo is sonder 'n getekende verklaring afgesluit omdat die VSA nie bereid is om met die ander G20 lande saam te stem nie. Die ministers van gesondheid en finansies het kwessies rakende universele gesondheidsdekking bespreek. Van die belangrikste besprekings het gefokus op die versekering van betekenisvolle vordering met die beëindiging van vigs in 2030. The rules of G20. If just one country is not in agreement
with the issues that we have raised, then you can't have a declaration, but a minister statement. What I was reading here was a minister statement because the US have rejected everything I'm saying now except the issue or some issues in fighting the NCDs. They don't believe there's any climate change. They don't believe in pandemic preparedness fight. In fact, right from the beginning, they told us even the theme, they don't agree with it. The theme of solidarity, equity, and sustainability. In this region of Africa, the inequality in access to finance is making countries unable to launch effective responses to AIDS and other pandemics. The rapid cuts of aid have left many countries in a situation where they need to move quickly to domestic financing of their HIV responses. Gqeberha het sy jongste reeks G20 werkgroep vergaderinge afgesluit. Dit is die derde G20 werkgroep vergadering wat vanjaar reeds in Gqeberha aangebied is. Die onlangse werkende groep vir handel en belegging het gefokus op die kwessies soos inklusiewe handel en volhoubare industrialisering. 'n studie deur die Suid-Afrikaanse Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging word daar verwag dat Suid-Afrika se groeiende kunsmatige intelligensiemark teen 2025 tot bykans 6,9 miljard rand sal groei, wat aangedryf sal word deur verhoogde beleggings in industrieë. Vir Suid-Afrika en ander ontwikkelde lande om sulke ambisieuse teikens te bereik, moet behoorlike infrastruktuur ontwikkel en uitgebrei word. They focus on how we can use the power of technology to make sure that we transform our economy, but also impact our society. And we impact the society by making sure that we provide broadband connectivity so that our citizens can also participate in the digital economy. Universiteite se rol in ontwikkeling en vervaardiging van elektriese voertuie is ook belig. Various workshops have been concluded aimed at building regional supply chain capacity. And 5, a comprehensive skills gap analysis was completed under the EV skills workstream. Curricula and certification programs are now being developed with the Tshwane University of Technology, the Cape Peninsula University of Technology, the Durban University of Technology, and UNISA. A pilot project involving 100 students is expected to be rolled out in Q1 of 2026. 'n nuwe wêreldhandelsorde word ook bepleit. WTO reform is a top priority for Norway, and we are really happy that the South African presidency put this on the agenda. I would like to commend that effort. We believe it's important that the WTO can remain a global good, and that is the common interest and our common responsibility in the G20 to make sure that it can go forward. Die hoof G20 beraad vind op 22 en 23 November in Johannesburg plaas. Die Gautengse nooddienste doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te wees nadat die weerdiens 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik het vir swaar neerslae en donderstorms. Kitsoorstromings veral in laagliggende gebiede en langs rivieroewers kan verwag word. Die nooddienste vra motoriste, inwoners en kerkgangers om nie oorstroomde paaie en riviere oor te steek nie. From our side as the City of Johannesburg Emergency Management Services, we remain on high alert, monitoring all 7 regions of the city for any emergencies which might occur together with our specialized unit, which is our aquatic rescue unit, which is a specialized team which responds to water-related emergencies. Our residents can call our emergency services command and control center on 011-375-5911 for any life-threatening emergencies. We are in constant communication and with the South African Weather Service to get any updates of flash flooding or floods that would happen in our areas. Kom ons kyk nou hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het.
Die Noord-Kaapse Departement van Landbou het vee- en wildboere gewaarsku om waaksaam te bly te midde van die uitbreking van miltsiekte en knopvelsiekte in die provinsie. Boere word ook versoek om op 'n verantwoordelike manier van karkasse ontslae te raak wanneer hulle vee of wild weens miltsiekte vrek. Beide siektes is hoogs aansteeklik en talle boere vrees dat dit hulle inkomste gaan raak. Dit word veroorsaak deur die Bacillus anthracis bakterie. 'n Boer van Douglas, Henty Fourie, het die impak van die siekte eerstehands ervaar toe hy meer as 100 diere verloor het. Hy sê 80 van sy kuddes en 40 elande het weens miltsiekte gevrek. Gelukkig het daar geen vee, beeste en skape doodgegaan by my nie. Ons het alles ingeënt. Maar dit het die wildbedryf baie seer gemaak. Ons hele jagafdeling van ons bedryf is geaffekteer. Ons het basies al die kuddes en meer as die helfte van die elande verloor en 'n klompie springbokke. So daar is 'n groot gedeelte van die boerderygedeelte wat geaffekteer is. Volgens 'n staatsveearts moet boere versigtig wees wanneer 'n dier skielik vrek en bloed uit die neus en bek syfer. Karkasse moet in 'n gat van 1,8 meter diep begrawe word en met kalk bedek word om aasopname te ontmoedig. Because animals die without showing any signs, sometimes people want to just open to find out what's causing it. And once they open them, that's when the spores come through. And it affects cattle, sheep, goats, ostriches, pigs, and also humans. Sommige veeboere in die provinsie se diere loop tans ook deur onder knopvelsiekte. Die siekte raak slegs beeste en die simptome sluit in koors, swelling van ledemate en letsels op die vel. Dit lei ook tot 'n beduidende afname of vermindering in melk- en vleisproduksie. Inentings om jou diere in te ent voorkomend is maar die grootste ding wat ons kan doen om siekteverspreiding te probeer bekamp. Die skade wat dit vir boere kan inhou is maar dat dit groot verliese in hulle produksie veroorsaak. Die staatsveearts doen 'n beroep op boere om hulle vee elke 12 maande in te ent. En dis waar ons vanaand moet groet. Onthou ons is môre aand om 6:15 op SABC2. Ons wens jou 'n heerlike naweek toe, mooi bly en totsiens.